Numeri, hoofstuk 20. Die hele vergadering van die Israeliete het in die Sinwoestyn aangekom in die eerste maand. Die volk het daar by die oase in Kades gebly. Dit is ook waar Miriam tot sterwe gekom het en waar sy begrawe is. Daar was te min water vir die vergadering en hulle het in opstand gekom teen Moses en Aaron. En die volk het Moses kwaadlik geneem en gesê, "Ag, ons dink dit sou beter gewees het as ons destyds saam met ons broers in die teenwoordigheid van die Here gesterf het. Vir wat het julle die hele vergadering van die Here na hierdie woestyn uitgebring? Wil julle ons en ons vee hier laat sterf? Hoekom het julle ons al die pad uit Egipte na hierdie mislike plek toe gebring? Kyk, mens kan nie hier saai of vye bome, wingerde en granate aanplant nie. Hier is glad nie water om te drink nie." Toe het Moses en Aaron die vergadering verlaat en na die ingang van die tabernakel gegaan. Daar het hulle op hulle gesigte neergeval en die magtige teenwoordigheid van die Here het aan hulle verskyn. Toe sê die Here vir Moses, "Jy moet die kierie neem en die hele vergadering by jou en Aaron laat bymekaar kom. Daar, in hulle teenwoordigheid, moet jy met die rots praat. Dan sal die rots vir julle water gee. Op die manier sal jy vir die hele vergadering laat water kom uit die rots, sodat hulle en hulle vee kan drink." Toe het Moses die kierie uit die teenwoordigheid van die Here geneem, presies soos hy vir Moses gesê het. Moses en Aaron het die hele vergadering by die rots laat bymekaar kom, en hy het vir hulle gesê, "Julle rebelle moet nou mooi luister. Moet ons miskien vir julle water uit hierdie rots laat kom?" En Moses het die kierie wat in sy hand was opgelig en die rots 2 maal daarmee geslaan. En daar het water uitgekom, genoeg vir die hele vergadering en al hulle vee om te drink. En die Here het vir Moses en Aaron gesê, "Kyk, julle het my te min vertrou om aan hierdie Israeliete te wys hoe heilig ek werklik is. Julle sal dus nie hierdie vergadering bring tot binne die land wat ek vir hulle gee nie. En dit is die waters van Meriba, wat aankla of verwyd beteken. Dit is daar waar die Israeliete teen die Here in opstand gekom het. Hy het hulle ook daar gewys hoe heilig hy werklik is." Uit Kades het Moses boodskappers na die koning van Edom gestuur. "Dit is wat Israel, jou broer, sê. U het al gehoor van al die moeilikheid en swaar kry wat ons beleef het. Lank gelede het ons voorvaders afgetrek na Egipte, waar ons vir baie lank gebly het. Tog het die Egiptenare ons voorvaders en vir ons baie sleg behandel. Ons het tot die Here geroep om te help, en hy het ons gebede aangehoor. Toe het hy sy engel gestuur wat ons uit Egipte laat optrek het. Op die oomblik is ons in Kades, 'n grensdorp wat naby u grondgebied lê. Ons vra toestemming om deur u land te trek. Ons sal nie deur u landerye of wingerde trek nie. Ons sal selfs nie die water uit die putte drink nie. Ons sal nie links of regs afdraai van die koningsweg nie. Ons wil slegs deur u grondgebied trek." Edom het hom egter geantwoord, "Nee, jy mag glad nie deur my gebied trek nie. As jy dit doen, trek ek jou tegemoet met die swaard." En die Israeliete sê vir hom, "Kyk, ons sal op die groot pad hou. Indien ons en ons vee wel van u water drink, sal ons betaal daarvoor. Ons vra niks verder nie. Ons wil net te voet deurtrek." Hy het egter geantwoord, "Jy mag glad nie deurtrek nie." Daarop het Edom met 'n baie sterk leer teen hulle uitgetrek. Op die manier het Edom geweier dat Israel deur sy grondgebied trek. Toe draai Israel van hom af weg. Van Kades af het die hele vergadering van Israel getrek na die berg Hor. Daar op die grens van Edom, by die berg Hor, het die Here vir Moses en Aaron gesê, "Dit is tyd dat Aaron met sy vader verenig word. Hy mag nie die land binnegaan wat ek aan die Israeliete gaan gee nie, want julle was ongehoorsaam aan my opdrag by die twiswaters van Meriba. Aaron en sy seun Eleazar moet die berg Hor uitklim. Daar moet jy dat Aaron sy klere uittrek en dat sy seun Eleazar dit aantrek. Dan sal Aaron sterf en by sy mense versamel word." En Moses het presies gedoen wat die Here hom beveel het. Voor die oë van die hele vergadering het hulle die berg uitgeklim. Daar het Moses laat Aaron sy klere uittrek en dat sy seun Eleazar dit aantrek. Aaron het op die berg gesterf. Toe het Moses en Eleazar weer die berg afgeklim.
Toe die hele vergadering besef dat Aaron dood is, het die Israeliete 30 dae lank rou oor hom bedryf.